van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur die koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. Hier volg nou die brief. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Tot sover. Die tweede deel van die brief gaan ons nou nie vanoggend lees nie. Dit het regtig baie sleg gegaan met God se volk, toe hy hierdie brief deur Jeremia laat opskryf het. Die wrede Assiriërs het reeds die 10 stamme van Israel in die noorde uit met geweld platgevee. En baie van die mense, die meeste, in ballingskap gedwing en wreedaardig uit hulle land uit ontvoer. En presies dieselfde was besig om te gebeur met die 2 stamme van Juda en Benjamin. Die Galdeërs van Babylonië het die meeste van hulle reeds weggevoer. Hulle het die gebied oorrompel. 'n Deel van die volk was nog in Jerusalem, soos Jeremia, maar die skrif was aan die muur. Jerusalem was aan die val. En die klomp ballinge daar in die vreemde was in uiters elende en goddelose verdrukking. Weg van hulle land wat God vir hulle gegee het. Weg van God se tempel af, die simbool van sy teenwoordigheid, en daarom weg van God af. En asof dit nie genoeg was nie, moes daar ook die selfwroeging gewees het, dat al hierdie ellende hulle eie skuld was. Hulle het dit oor hulle self gebring. Almal het dit nie so erken nie, maar dit was hulle eie sonde wat hulle ellende veroorsaak het. Na al God se wonders, toe hy hulle uit Egipte bevry het, toe hy die land vir hulle gegee het, al sy liefde en al sy getrouheid, na dit alles, het hulle hom geminag. Hulle het steeds volgehou met die skyn van aanbidding, om die feeste en die offers wat hy voorgeskryf het, na te kom, maar hulle harte
Hulle verwagting, hulle liefde, hulle gehoorsaamheid, hulle toewyding was glad nie meer by hom. Oop en bloot, voor hom, het hulle gevry na die heidense afgode, in blaatante ontrouheid agter hulle aangeloop. Wees verseker, dis 'n gruwel om saam met ander gelowe te aanbid. Want daarmee stel jy al die ander wat eintlik niks is nie gelyk aan God, asof God ook soos hulle niks is nie. Dis die gevolg. Aanbidding van God saam met ander gelowe is minagting van God self. Is sy eerste gebod dan nie dat daar geen ander gode moet wees voor ons, vir wie ons aanbid nie? Dit was God wat hierdie Assiriërs en Galdeërs gebruik het om sy volk vir hulle sonde te straf. Keer op keer het hy hulle gewaarsku met die profete, maar hulle wou nie luister nie en daarom sit hulle nou in hierdie elende, ver in 'n goddelose land. En hoe sou mens dan nou lewe in so 'n ver land? Nou sou jy seker kon indink dat daar 'n paar mense of dalk baie sou wees wat maar net in die vreemde gaan lewe het en deel geword het van die samelewing. Vir wie hulle eie sosiale inskakeling en tog die baie maats vir hulle kinders net belangriker is as die waarheid en getrouheid en bekering. Aan die ander kant weer, was daar mense, en dis teen wie hy hierdie profeet, teen wie hy hier waarsku, daar was mense wat hulle een kant gehou het, en dan net gewag het tot hierdie ongelukkigheid nou net verby kan kom. Dis tog wat mense graag sou wou hê. Byt net vas. Gou-gou is dit verby. En as mense iets regtig graag wil hê, en as baie mense dit graag wil hê, dan is dit sommer gou-gou, en daar's profete wat hulle voordoen, om juis dit te verkondig wat die mense graag wil hoor. Dit is vandag tog nog steeds so, né? Kyk maar hoe goed hy sommige kerke wat gemik is op dit wat mense van hou en wat mense graag wil hoor. Hulle gebruik steeds die Bybel, maar hulle draai hom so 'n bietjie skeef. Hulle vervals die lig van die Bybel om vir mense te gee wat hulle graag wil hê. Om hulle ore en hulle egos te streel. Nou hierdie sogenaamde profete in ballingskap het presies verkondig waaroor die mense gedroom het. Dat hulle net vir 'n kort rukkie moet uithou, dat hierdie ballingskap sommer gou-gou alles verby sal wees. Hulle kan maar laer trek, asof die ballingskap nie gebeur nie, asof dit daar buite gebeur en nie by hulle nie. Maar dit was nie die waarheid nie. En daarom gebruik die Here hierdie profeet van hom nou en sê, skryf vir hierdie mense 'n brief van die waarheid. As mens dan nou na die inhoud van die brief kyk, hierdie eerste helfte, die tweede helfte gaan God se uitspraak oor mense wat nie wil luister na wat hy in die brief sê nie. Mense wat wil vasklou aan hierdie valse profete en dan 'n paar uitsprake oor die profete self. Maar in die gedeelte wat ons gelees het, sê hy 'n paar dinge baie duidelik. Hy verseker hulle dat die ballingskap nie gou verby sal wees nie. Dat hulle moet ophou om so na hierdie valse profete te luister, wat nie deur God gestuur is nie. Hulle moet ophou om kort paaie te wil soek uit die omstandighede wat God oor hulle pad gebring het. Hy sê hulle sal so lank daar wees, dat mense wat in die begin van die ballingskap daar in die vreemde gebore is, hulle kleinkinders sal al tieners wees, voordat die Here 'n deel sal terugbring. Die tweede ding wat hy hulle leer, is hierdie baie duidelike voorskrif, dat hulle nie daar in die vreemde een kant moet uithou nie, maar dat hulle voluit moet lewe in daardie samelewing. God het hulle daarheen vervreem, maar daar waar hy hulle heen gevat het, moet hulle huise bou, en hulle moet bly daarin. Nie net in tydelike ou skuilingkies, want dit gaan gou wees nie, nee, bou huise, bou dit sterk, groot, bly daarin. Lê tuine aan, plant groente, en eet die oes daarvan. Moenie bang wees vir die toekoms nie, trou en hê kinders, en laat die kinders ook trou en kleinkinders kry. Hou tog nou op, sê hy vir hulle, om na julle naaltjies te staar in platgeslaane depressie en selfbejammering,
Moenie in sak en as sit en huil oor die omstandighede en lam geslaan wees en dan droom op vinnige uitkoms nie. Nee, lewe voluit daar waar jy is, waar die Here julle heen gevat het. Meer nog. Hulle moet werk en hulle moet woeker vir die voordeel van daardie goddelose stad. Daardie vreemde, daar waar hulle in ballingskap onderdruk word, vir daai mense moet hulle werk, dat dit met hulle ook goed gaan. Hulle moet hulle inspann om hierdie onderdrukkers tot voordeel te wees, ywerig daarvoor werk. En hulle moet bid, dat God hierdie heidense stede sal seën en voorspoedig sal maak. Hy sê baie pertinent, as dit met daai stede goed gaan, sal dit met julle goed gaan. Julle voordeel lê in die voordeel van die omgewing waar julle bly. Werk. Moenie eenkant in sak en as sit en droom oor vinnige uitkoms nie. Nee, lewe, werk, bid, woeker met ywer daar waar jy is. Dit maak nie saak hoe vreemd dit is, of hoe onderdrukkend dit is nie. Na 70 jaar, eers dan, sal hy getrou wees aan sy belofte en hy sal uitkoms bring. Hy sal weer 'n oorblyfsel van sy volk terugbring. Dis 'n belofte wat hy baie duidelik gemaak het, byvoorbeeld in Jesaja. Maar dink nou net so 'n bietjie vir 'n oomblik. Hoekom sal God dit doen? Hoekom sal hy hulle terugbring? Waarom sal hy 'n volk red wat hom blaatant geminag het en reg voor hom agter afgode aangeloop het en dan gemaak het asof dit nie so is nie, terwyl hy hulle harte kan lees? Hoekom sal hy 'n volk red wat hy keer op keer gewaarsku het? Kom terug, wees gehoorsaam. Hy roep hulle op en daardie volk wat dan die profete wat hy gestuur het ignoreer, vervolg, ons party selfs vermoor. Jesus sê in Matteus 23 noem hy hulle moordenaars wat profete doodmaak en boodskappers stenig. Waarom sou God hulle nie net laat wegkwyn daar in ballingskap nie? Dit sou mens tog kon verstaan. Waarom sou hulle nie in hulle ellende laat verstik en laat vergaan nie? Waarom sal hy 'n oorblyfsel terugbring? En dis die antwoord wat ons in vers 11 lees. Want hy weet wat hy vir hulle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Al is hulle nou in teenspoed, maar hy beplan vir hulle voorspoed, 'n toekoms, 'n verwagting. En wat is daai verwagting, sou jy kon vra? Wat is die toekoms in hierdie voorspoed wat hy beplan? Moenie by vers 11 stop nie, lees verder, want hy sê presies in vers 12 tot 14, wat hierdie toekoms is. God beplan 'n toekoms waarin hy sy volk uit al die uithoeke van die aarde bymekaar gaan maak en terugbring na hom toe, en hulle sal hom, die almagtige, die allerheilige, die getroue, die verbondsgod, hulle sal hom ontmoet. En dan nie maar ontmoet soos in hallo sê en waai nie, maar regtig, hy sal hom deur hulle laat vind, sodat hulle regtig met hom 'n intieme persoonlike verhouding sal hê. In die toekoms wat hy vir hulle beplan, sal hulle hom aanroep in opregtheid en in totale oorgawe. Hulle sal tot hom bid en tot hom alleen en hy sal hulle verhoor. Hulle sal van harte vra wat hy wil hê en dan sal hulle ywerig wees om te doen wat hy sê. Die voorspoed wat hy vir hulle beplan, die toekoms wat hy vir hulle in verwagting stel, is 'n toekoms waar hulle met hom versoen sal wees en in harmonie met hom lewe. En dis presies wat hy gedoen het, nie waar nie? Net mooi 70 jaar later het hy 'n deel van die volk teruggebring. Maar die volle toekomsplan het hy eers 500 jaar later in vervulling laat gaan.
Na die ballingskap, toe die volk terug is in sy beloofde land, het hulle maar nog steeds gestrompel en gestruikel en gespartel in hulle verhouding met God. Want soos alle mense, ook soos ek en jy, was hulle soos ek en jy nog steeds van binne af besmet met die vrotsondige natuur wat geneig is om God en ander te haat. Vol eie wysheid, vol selfmisleiding, asof ons kwalsuis nou beter weet as wat hy in sy woord sê. Maar weet jy, toe die volmaakte mens kom, toe God sy ewige eniggebore seun stuur om volkome mens te word, toe het God daardie verwagting, daardie heerlike toekoms laat aanbreek. Jesus Christus het ons met God versoen, sodat elkeen wat in hom glo in harmonie met God kan lewe. Uit al die uithoeke van die wêreld maak God sy ware kinders bymekaar. Deur die Heilige Gees se werk in ons sterf ons sondige natuur aan die kruis saam Christus. En deur die Gees herskep hy ons lewe. Sodat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Christus wat in ons lewe, skryf Paulus later. In Christus se volmaaktheid. In die naam van Christus is daar 'n opregte soeke. 'n vraag na wat wil God? Nie hoe sien ons sake nie. Nie hoe ons die samelewing sake sien in die gewildheid en die sosiale media nie. Nee, wat wil God hê? Daar is 'n luister met ontzag na wat hy in sy woord voorskryf. Daar is 'n oorgawe en 'n toewyding om dit te doen. Dis wat hy beplan. Dis wat hy in gedagte het. Dit is die rede waarom hy wragtig van hierdie klomp wat so teen hom geloop het, gaan terughaal en terugbring. Vers 11 is nie in die eerste plek 'n seënbede nie. Dis God se aanmoediging dat ons hom moet vertrou met ons toekoms. Dis 'n verduideliking waarom hy genade gee in daardie volk wat hom so geminag het. En dit is steeds presies die rede waarom hy genade het vir jou en vir my en vir elke mens wat in geloof na hom toe kom. Want hy het 'n plan. Nie net vir Israel destyds nie, maar vir jou en vir my. Ons het almal teen hom gesondig. En ons spook en spartel almal nog steeds om los te kom van ons eie sondige geaardheid en van die wêreldse verleiding en van die slinkse aanval van die duiwel wat ons van God af wil wegrokkel. Waarom is God genadig en waarom bewerk hy dan verlossing deur Jesus Christus? Deur die werking van sy Gees aan mense soos ons, soos ek en jy, wat ballinge is uit die paradys uit, weg van God uit, van die sonde. Waarom sal hy ons genadig wees? Want hy weet wat hy beplan. Vir jou en vir my. Vir elkeen wat hy oor die lengte en die breedte van die aarde bymekaar maak as sy volk. Hy beplan nie vir jou teëspoed nie, maar voorspoed. Hy wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. En nou moet ons nie gaan sê, wat dink ons is 'n toekoms en wat dink ons is 'n wonderlike verwagting. Nee, watter verwagting wil hy vir ons gee? Dit wat hy hier sê. 'n Toekoms waar ons hom sal ontmoet en in harmonie met hom lewe. Waar ons hom sal aanroep in opregtheid. Waar ons hom sal aanbid in oorgawe. Waar hy ons sal verhoor. Waar ons sal vra en van harte sal wil weet, wat wil hy hê? En dat ons ywerig in vreugde sal doen wat hy sê. Is daar iets anders wat wonderliker is as dit? Om in harmonie te wees met die almagtige skepper van die heelal? Sekerlik nie. Sal ons die lewenspad wat hy bestem het vir ons,
probeer pypkan met ons slim kort paadjies verby dit wat hy op ons weg bring. Nee. Daai pad weet ons nie waarheen lei hy nie, maar God se pad weet ons presies. Sy pad lei na die allerwonderlikste toekomsverwagting, ver beter as wat ons ooit kan indink. Ons weet nie wat hierdie jaar en die jare wat voor lê vir ons gaan inbring nie. Dalk is daar van ons wat reeds in baie moeilike, haglike omstandighede en ellende kan wees. Ernstige siekte of droogte, oorstromings of brande, alles vernietig. Geldnood dat jy nie weet waar kom jou kos môre vandaan nie. Verhoudings wat seermaak en uitmekaar val. Dalk is hierdie ellende wat ons belewe of gaan belewe nog, dalk is dit gevolge van ons eie besluite. Goed wat ons self besluit het om te doen, waar ons nie in sy weë gewandel het nie. Of dalk is ons heeltemal onskuldig. Soos Daniël en sy vriende, wat God gedien het in oorgawe, maar nog steeds in ballingskap beland het. Dalk ervaar jy soos party mense ons land se situasie as 'n soort ballingskap. Die agteruitgang en die onreg en die verdrukking. Dalk wil jy laer trek, eenkant gaan sit en droom oor die wonderlike tye wat jy belewe het met die oranje, blanje, blou en die stem. God se boodskap is baie duidelik. Vir jou en vir my, wat swaar kry of wat dalk gaan swaar kry. Moenie in sak en as en selfbejammering verval nie. Moenie eenkant afgesonder sit en droom oor kort paaie nie. Nee, lewe in die omstandighede wat God op jou pad bestem het. Lewe daar en lewe soos en lewe in alle omstandighede. Lewe voluit en werk dat die bissies bewe. Nie op slinkse maniere nie, maar soos wat hy voorskryf. As lig vir die wêreld en sout vir die aarde. Werk en woeker vir die voordeel van die samelewing waar hy jou sit. Waarom? Waarom sal ons dit doen? Want ons vertrou God wat weet wat hy vir ons beplan. Maar weet jy, daardie toekoms van harmonie met hom is nie net een dag ver en een dag nie. Die versoening met Jesus Christus is reeds daar, hier. Die ontmoeting met God is reeds 'n moontlikheid. Klaar, nou. Deur die Heilige Gees kan gelowiges in ons ballingskap lewens reeds in harmonie met God lewe. Om van harte te vra wat hy wil hê en met ywerig toewyding te doen wat hy sê. In Christus is daardie toekoms, daardie wonderlike verwagting van voorspoed reeds besig om te ontvou. Dis daar en dit ontvou al meer en meer, soos 'n blom wat al klaar blom, so 'n roos. Die knop is al oop, maar hy word al hoe mooier en mooier en oper. Dis wat gebeur. In Christus is daardie toekoms reeds 'n werklikheid in ons omstandighede. Hoe meer jy in jou swaar kry en in jou voorspoed, maar hoe meer jy met God saamlewe, hoe meer sal jy sy vrede in jou ervaar. En hoe meer sal jy hom in jou lewe belewe. Gaan kyk maar na Daniël en sy vriende binne die ballingskap. Hoe hulle God ervaar. Wat kan ons mekaar toewens aan die begin van 'n nuwe jaar? Watter raad sou ons vir mekaar gee? Net dit. Lewe voluit hierdie jaar. Doen jou werk met toewyding. Beywer jou vir die voordeel van jou werkgewer, van jou skool, jou stad, jou land. Sing die volkslied, hys die vlag en gaan stem in die verkiesing. Waarom sal ons dit doen? Ek bly herhaal, want ons moet dit hoor en weer hoor. Ons sal dit doen omdat ons weet en omdat ons vertrou dat God 'n plan het. Nie eers vir een dag nie, maar vandag, elke dag meer en meer. Sodat ons in Christus met hom versoen sal lewe, deur die Heilige Gees sy wil sal ken en sal doen.
Dat ons die vreugde sal ervaar om hom te verheerlik in die omstandighede. Om lofliedere te sing, terwyl die trane loop. Nou, elke dag. En as ek jou dan Jeremia 29 van vers 11 toewens, of jy dit aan 'n ander, dan sê ons eintlik, onthou, en skep moed, want God het 'n plan vir jou, vertrou hom met sy plan. Maak nie saak wat jy om jou sien, en wat jy ervaar, en hoe jy die pyn in jou lyf beleef nie. Nee, onthou om in harmonie met God te lewe. En die krag van die Heilige Gees wat in jou werk om deur Christus regtig gemeenskap te hê met die almagtige, allerheilige verbondsgod self. Vra na sy wil, ondersoek sy woord. Hoor wat hy wil hê en doen dan wat hy sê. Gaan dan nou en leef hierdie jaar. Gaan lewe met die sekerheid. God weet wat hy vir jou beplan. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ag Here, dankie dat die toekoms nie van ons afhang nie. Selfs die beste van ons maak maar 'n gemors van dinge. As ons sukses het in die een plek, dan mis ons dit heeltemal op die ander. En ons bely voor U, Here, dat juis in ons verhouding met U bly ons skeef trap. Is die sonde in ons lewe ook niks anders as 'n minagting van U nie. Maar dankie Here dat U so duidelik deur die woord keer op keer maar vir ons weer kom terugroep en kom troos en kom moed gee. Help ons om ons koppe op te lig en om U te vertrou. Dat die toekoms is in U hande. En dis wonderlik. En al kan ons geen snars daarvan verstaan nie. En al lyk dit partymal vir ons totaal net donker. Hou ons aan U vas. Want U is ons lig. Help ons Here om in U toekoms te lewe. Help ons om hierdie wonderlike verwagting nou al te ervaar. U weet ons kan nie self nie en daarom vra ons Here, help ons om regtig van harte te soek na U wil. Maak ons harte oop om te hoor, ons ore, ons oë om te sien. Skryf op ons harte. En dat dit juis van binne af deur U Gees ons wil en ons wese en ons strewe sal wees om regtig in toewyding te doen wat U sê. Sodat ons juis daarin U sal verheerlik, Here, maar ook juis daarin ons vreugde sal vind. Help ons in hierdie lewe. Hierdie jaar en al die jare en al die tye en al die dae en wat kom, om in U toekoms te lewe. In Christus, deur U Gees. Amen.